My oupa Rautenbach is op die plaas gebore in die Vrystaat. En dit is in die 1800s. En dit is 'n ou tipiese Afrikaner boerseentjie op die plaas groot geword. En baie van die familie boer nog tot vandag toe. Maar die oupa van my wou medies swat. Hy het goed gedoen in skool. Hy is toe na Universiteit van Kaapstad toe. Destyds was die Universiteit van Kaapstad meer Afrikaans en Stellenbosch was meer Engels gewees. En as dit nog foto's van hom waar hy op die rugby span is daar by die Universiteit van Kaapstad. En toe is hy na Skotland toe, waar hy by die Universiteit van Edinburgh sy mediese graad gedoen het. En hy is toe terug Suid-Afrika toe, waar hy in Bloemfontein praktiseer het vir die res van sy lewe. En so ek kyk na sy familie voor hom, waar almal maar landelike, plaaslike boeremense was. En hier het hy 'n ander pad gekies en 'n professionele mens geword en in die stad gaan woon en 'n professie beoefen. 'n Heel interessante lewe gehad. Nou die punt wat ek daar wil maak vandag is, van geslag tot geslag kry jy baie keer dat dit is maar arm van een geslag na die ander. En soms kry jy interessante verwikkelinge wat dit verander. Laat my dink aan 'n besonderse goeie argitek wat ek geken het. Die man was regtig begaafd geweest. En ek gaan nie sy naam noem nie. Hy en sy vrou het albei verval in alkohol. Hopeloos verval in alkohol. En hy het homself doodgedrink en sy het op die straat gelewe en haar ou klein seentjie. Ek was nog jonk geweest, maar ek sal nooit daai beeld vergeet van die ou tengerige, redelike sieklike klein seentjie, maar 'n oulike ou cute seentjie was nou oorgelaat aan 'n lot wat rof was. En ek het nie kontak behou om te weet wat van die ou seentjie geword het nie. Maar tragies, hulle albei was professionele mense, sy was goed geskoold geweest, meestersgraad gehad, goeie werk gehad. Hy ook natuurlik as argitek en hy was 'n besonderse argitek. Daar's nog geboue in Suid-Afrika wat as jy daarna kyk en dink jy magtig, die ou het sy ding geken. Kunstinnig uitstaande geboue wat hy ontwerp het. En daar het hulle lewe so tragies geëindig en die ou seentjie se lot was toe heeltemal in 'n nuwe dimensie gedruk deur die verslaafdheid van sy ouers. En laat my wonder waar hy vandag geëindig het. Sal my natuurlik nie verbaas as hy armlastig is, selfs ook met verslawing sukkel nie en vir homself geen goeie heenkome sien waar hy sy intellek en sy potensiaal kan benut nie. So om van 'n hoë vlak na 'n lae vlak te daal kan maklik gebeur. Maar ook om van 'n lae vlak na 'n hoë vlak te daal. So kyk ek na myself. Ek sit nou hier in Milwaukee. Nou jy mag miskien vra, waar's Milwaukee? Dankie. Ek het presies dieselfde vraag gevra toe ek die aanbod gekry het, of liewer die advertensie gesien het vir hierdie werk. Ek moes eers op die kaart gaan kyk, nou waar is die plek? En wragtig, hier sit ek nou al, hoeveel, meer as omtrent 15 jaar al. En waar sou ek nou ooit as 'n klein seentjie kaalvoet in die spruit speel in Suid-Afrika gedink het dat ek nou sou eindig in 'n stad met die naam Milwaukee teen Lake Michigan in Amerika. En waar sal my toekoms my nog verder heen lei? Dan kyk ek na my broers en sien die individuele en unieke pad wat elkeen geloop het. En so, dit gee mens hoop in die lewe. Die feit dat jy in 'n armoedige situasie groot word, beteken nie, jy gaan nou ook maar armoedig moet wees nie. Maar dat jy gaan armoedig wees, en jy gaan daai selfe lot ervaar, as jy so dink. Dan is die saak uitgemaak. Daar's nie 'n arend wat gaan verbyvlieg met 'n sakkie goud
en sê, hallo, daar is jy, toep, en drop het hier reg voor jou en sê, dankie, dit gaan nie met jou gebeur nie. Jy gaan moet droom, jy gaan moet vir jouself 'n nuwe toekoms sien, en al is dit net 'n stappie beter as wat jy nou het, en dan nog 'n stappie daarop, en 'n stappie daarop, tot jy uiteindelik die moed kan bou, en kan sê, ek kan definitief beter doen as om onder 'n vuil kombers onder 'n brug te slaap. Ek was 'n paar maande gelede in San Diego gewees. En om geld te spaar, kies ek toe vir my 'n goedkoop hotel, loopafstand van die konferensiehotel af, maar is in die Spaanse, die Meksikaanse deel van die stad, en natuurlik langs die treinspoor waar die goedkoper goed gewoonlik is. En elke dag loop ek toe verby al die hordes mense wat daar op die straat slaap. En wat my verbaas het, ek onthou, dis natuurlik die weer is baie lekker daar, selfs in die winter. En ek stap in die straat af so 11:00 die aand, en hier langs my, tussen die sypaadjie en die pad, is die haweloos is ingeryg so sardientjies waar hulle in slaap. Elkeen op sy stukkie karton met sy ou kombersie oor hom, en daar lê hulle maar aan slaap. En jy weet, en jy voel asof jy die mense se privaatheid betree. Dis nie 'n gemaklike gevoel nie, hoor. Jy voel, jy wens jy kon hulle iets bied, dat hulle die privaatheid om te kan slaap, sonder dat mense na jou staar, vreemdelinge na jou staar, dat jy dit kon hê. Dit het my nogal aangeraak. En wie ek kyk so af, en daar sien ek 'n pragtige vrou, in haar, ek sou skat vroeë 30s, laat 20s. Dit lyk asof sy in 'n rykmanshuis in 'n bed kan lê. En hier lê sy op die straat. Wonder ek by myself, wat het hier gebeur? Dat die vrou hier moet lê. Natuurlik, ek sonder nou iemand uit, maar jy kan dit van enige van daai mense sê. Dis nie dat, as jy 'n mooi vrou in jou vroeë 30s is, het jy 'n beter lewe nodig as 'n ou man in sy 60s of so iets, nie, of 'n swart man of 'n Asiër of wat ook al nie. Ek probeer nie diep in maak nie. Dis net natuurlik dat dit skok jou meer, omdat die beeld, kyk, as jy iemand het wat nie tande het nie, en wat sy hare die mekaar is en so aan, snaaks genoeg skok het jou nie soveel nie, alhoewel dit wys jou eie oordeel. Enige mens verdien waardigheid en ondersteuning. En so dit bring my by die punt, die 2 punte wat ek maak vandag is, die ene is om na jouself te kyk en te sê, het ek die geloof in myself om 'n bietjie beter te doen as wat ek nou doen? En het ek die eerlikheid om te kan sien waar ek droog maak? Of ontken ek dit, veg daarteen, probeer dit ignoreer en te verdedig en te verduidelik hoekom dit so is, en as jy in my skoene was, sou jy ook daai tipe, ek bloei maar vir ewig, en dis hoekom dit so is. As jy so dink, dan gaan jy bloei. Jy gaan altyd huil en altyd neel, maar jy gaan bloei. Jy gaan nie, jou vlekkies gaan nie sterk word, en jy gaan nooit daai nesie verlaat nie. So, dis die eerste punt, jy moet jouself optel, emosioneel, binne in jouself, en begin beter dink. En so, 'n paar idees, so ek sê, ek het 2 punte, hier is die eerste punt, so ek spandeer nou 'n oombliekie hierby. So, om jouself beter te kan laat dink, beteken, ek sou sê, een van my beste voorstelle is, behandel ander, asof hulle dit waardig is. Al is jy, sonder tande, en geen kam, en vuil, en jy lyk maar foos, en jy voel miskien selfs foos, begin by hoe jy voel, en gebruik selfdissipline, en begin ander met respek behandel, beleefdheid, en as iemand iets aaklig teenoor jou sê, moenie terugkap nie, neem 'n posisie van waardigheid aan, en handhaaf dit. Jy sal sien, as jy eers jouself met waardigheid behandel, en jy knak nie voor die enige druk van iemand wat jou probeer droog maak, en jy val af voor, en jy maak nou ook maar droog nie. Jy moenie dit doen nie. As jy eers dit kan doen,
Dat jy ander met waardigheid kan behandel. En jy sien, jy gaan meer van jouself begin dink. En dit gaan jou paadjie vir jou kan omdraai. Dat jy 'n groter en 'n breër visie kan hê oor wie jy is en wat moontlik vir jou is. En as jy ander mense met meer waardigheid behandel, gaan hulle sien. Maar hierdie ou is nie wat ek gedink het dit is nie. So hulle gaan die mooi in jou kan sien, want jy wys dit. En dis 'n goeie beginpunt om die pad te stap na 'n beter toekoms. En my tweede punt natuurlik het ek basies reeds gemaak. En dit is wanneer jy iemand sien wat sy hande slap hang, sy skouers laag hang, sy kop gebuig is en oë na die grond kyk en moedeloos voel. Dis jou oomblik. Ongeag van jou status in die lewe. Of jy nou ryk en slim en arrogant is, verskoon maar daai ene, en of jy van nederige agtergrond is. Wys aan daardie persoon, daar is iets beter, en behandel daardie persoon as iemand beter. Dit is baie keer waar 'n groot verskil kom. Ek wil afsluit met een interessante dingetjie wat ek gister op die radio gehoor het. 'n Popster, hy het saam met Justin Bieber en al hierdie mense gespeel en goed geld gemaak en die wêreld deur reis en was baie bekend en natuurlik voor groot konserte gespeel. En hy het begin as 'n tiener en skielik baie groot naam en faam gemaak. Maar hy sê, ja, ek was uitgenooi op hierdie gravy trein en ek was vir 'n ruk lank op hierdie trein en ek gedink dit sou nooit ophou nie. En toe skielik word ek afgeknikker. En daar vind ek myself in die stof. Niemand stel meer my belang nie. En wat nou? Maar gelukkig het 'n interessante ding gebeur. Maar ek moet dit vooraf gaan met die droogmaak waarmee hy betrokke was. Hy het sy ma skandelik behandel. Hy het haar afgejak, hy het haar swak behandel. Sleg gesê, geminag en so meer. Van hy is nou 'n meneer en sy is 'n niks. En hy laat hom nie onwyse mens geword en haar swak behandel. Hy sê hy het met meisies geslaap, drugs gebruik en aangegaan, totaal net vieslik geraak. En hy sê hy's in Los Angeles en sy selfoon lui en hy sien dis sy ma. En tot op daai stadium het hy gevoel, okay, ja wat, daai oudenkie gehad met haar. Dit was maar net 'n plig om haar te antwoord. Hy sê en skielik dring dit tot hom deur. Hoe gelukkig hy is, want sy's 'n goeie vrou. Sy's baie lief vir hom, sy's baie eerlik met hom. Maar hy weet, dis 'n liewe ma en dis 'n goeie mens. En skielik besef hy hoe gelukkig hy is, dat hy so 'n ma het, en hoeveel mense het nie eens 'n ma nie. En op daai oomblik besluit hy toe, ek maak droog. En hy verander toe sy lewe. Nou behandel hy sy ma baie mooi, met respek. En sy hele lewe is nou anders. Hy het nederig geword. Hy het besef die lewe is maar iets kosbaar en kan maklik, is baie broos en kan maklik vinnig verander. So nou die man 'n wyse man geword. En sy loopbaan begin nou weer optel en nou begin hy weer sukses behaal, maar die keer is hy nie 'n swaap nie. En hy doen wyse dinge en hy gebruik sy geld op baie wyse maniere en is nie meer selfsug in homself as alles nie. Maar hy sien nou met liefde en met nederigheid sien hy wat werklik tel in die lewe en investeer hy daarin. So ek hoop hierdie konteks beteken vir jou iets. As jy kyk na jou eie lewe en ook na die om jou. Want is lekker as jy sien iemand staan op en neem moed en doen iets goed. Thanks hoor, ons gesels weer.